Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Dr. Caroline Leaf is 'n Christen neurowetenskaplike en sy doen studies rondom die brein en breinpaadjies en denke en al hierdie goeders. En sy skryf 'n boek met die titel van Toxic Thoughts, giftige gedagtes. En daarin is klomp interessante goeders, maar dit kom daarop neer, of een van die goeders wat sy sê is, as jy jou gedagtes heeltyd volmaak met dit wat sleg is, dit wat negatief is, dit wat afbrekend is, het dit 'n direkte invloed op jou brein en dan op die ou end op jou menswees. Nou as ons dit vat, watter invloed negatiewe gedagtes op ons menswees het, en ons gaan lees, met daardie gedagte gaan lees ons 'n baie bekende vers, dan kom ons by 'n interessante ding uit. Ek praat van Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Hierdie woorde, julle sal my getuies wees. Daardie getuienis verander 'n bietjie hang af waarvan ek vol is. So ek getuig waarvan ek vol is. In hierdie geval sien ons, as jy vol is van die Heilige Gees, gaan jy oor die Heilige Gees en oor God getuig. Maar wat gebeur nou as ek toelaat dat my denke heeltyd gevul word met dit wat sleg is, dit wat negatief is, dit wat afbrekend is, en dit vul my menswees? Hoe gaan dit my getuienis raak? My getuienis gaan dan nie meer oor die Heilige Gees wees nie, want dis nie van wie ek vol is nie. Dan gaan my getuienis wees van alles wat negatief is. Dan gaan jy in ons hoor dit. Dan gaan jy praat oor alles wat in die wêreld aan die gang is, en al die sleg, en die vrese, en die bekommernisse, en alles is net tot niet, en dis heeltyd hierdie negatiewe getuienis wat ons lewer. So ek wil vandag vir jou vra, en ek wil vir my vra, wat sê my getuienis, wat ons nou gebeur, almal van ons getuig gereed, maar wat sê my getuienis van waarvan ek vol is? Kom mense met jou in aanraking en ervaar in jou 'n getuienis van God wat in beheer is, van God wat liefde is, van vergifnis, van hoop, van goddelike vrede? Is dit wat mense by jou beleef, as hulle jou getuienis hoor en ervaar? Of kom hulle met jou in aanraking en ons getuienis spreek van negativiteit, van toxic thoughts? So miskien moet ek en jy vir 'n oomblik net gaan vra, wat vertel my getuienis wat reeds gebeur, oor waarvan ek regtig vol is? Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.